Ons is besig om te kyk na die boeke en die briewe wat Paulus geskryf het, en ons trek nou op die einde waar hy individuele briewe geskryf het. So hierdie gaan nou nie aan spesifieke gemeentes nie, maar dit gaan aan spesifieke persone. So ons het nou nog oor Timoteus, Titus en Filemon. So vandag gaan ons kyk na 1 Timoteus en 2 Timoteus. Nou daar is 'n hele klomp van ons daar buite wat 'n begeerte in ons hart het om vir Jesus te werk, 'n honger in jou hart om Jesus te behaag. Nou die boek van Timoteus is 'n goeie wegspringplek om te leer hoe werk die bediening. Nou wie was Timoteus gewees? Timoteus is 'n leraar van sy eie gemeente, maar dit gaan moeilik. Daar is soveel teëspoed wanneer jy in die bediening is. Die vyand, jou selfbeeld, jou gemeentelede, selfbeheersing, leierskap, regte besluitneming. Maar ons gaan sien dat al het Timoteus gevoel hy sukkel in sy bediening, het Paulus raak gesien wat Timoteus in homself nie kon raak sien nie. Net soos wanneer Jesus na ons kyk, hy sien nie die onsuksesvolle persoon wat gereeld val vir dieselfde vleeslike temptasies nie. Jesus sien wie ons kan wees, en dit is tyd dat ons onsself ook so begin sien. Nou ons kyk nou nog wie is Timoteus. Paulus noem hom sy kind in geloof. En in die boek van Filippense kan ons ook so 'n bietjie meer inligting oor wie Timoteus was. Filippense 2 vers 19 praat Paulus en hy sê, en ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. So Timoteus was 'n jong man gewees wat dieselfde gesindheid as Paulus gehad het. Nou praat hy verder van Timoteus en hy sê, julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. So Timoteus het iets gehad wat baie skaars is in die bediening. Hy het 'n diensbare hart gehad. Nou jy lees in die eerste brief aan Timoteus dat daar was 'n profesie uitgespreek oor Timoteus se lewe, wat 10-1 'n vooruitsig vir Timoteus gegee het om in sy goddelike roeping in te tree. Die Here gee vir elkeen van ons 'n droom, maar die journey tot by die droom is gewoonlik 'n wedloop, 'n oorlog, 'n woestyn. En jy kan sien Paulus bemoedig vir Timoteus om nie mismoedig te raak op pad na sy droom nie. Ja, dit gaan soms moeilik wees, maar stry die goeie stryd. Dit staan in 1 Timoteus 1:18. Daar is so baie daar buite, mense daar buite wat halfpad deur hulle journey opgee. Want ja, dit gaan moeilik wees, maar stry die goeie stryd. Nou onthou, die duiwel gee nie om dat jy 'n kind van die Here is nie, maar hy wil nie hê jy moet besef wat is jou destiny nie, wat is die rede hoekom die Here jou op die aarde gesit het. Daarom wil die duiwel ons altyd probeer distract. Nou kom ons kyk na so 2 dinge wat Timoteus in sy bediening distract het. En die eerste ene is onnodige onderwerpe en 'n gestryery. En die tweede ene is verkeerde leierskap. Nou kom ons kyk na die eerste ene, gestryery. 1 Timoteus 1 vers 4. Mense wat hulle self besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters, wat net twisvrae bevorder, meer as stigting van God. Vers 6, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Nou soos wat ons deur die Bybel lees, kan ons sien dat die mense in die tyd van die Bybel, of dit nou Ou Testament of Nuwe Testament was, het deur presies dieselfde obstakels as ons gegaan. Presies dieselfde probleme wat in die kerk in Paulus se tyd was, wat hulle distract het, is nog steeds in ons kerke te sien. Byvoorbeeld, ons is nou besig om te kyk na die gestryery in Timoteus se gemeente. Nou, hoe erg kan kerke in ons tyd byvoorbeeld stry oor die doop? Hoe erg kan kerke en gemeentelede stry oor tattoos? Hoe erg kan kerke stry oor die nagmaal? Terwyl jy so lekker gestry het oor die doop, hoeveel mense het gesterf sonder Jesus? Jesus is die antwoord, nie ons dogma nie ons gestryery of jy nou reg of verkeerd is nie. En dan die tweede ding wat Paulus aanspreek in Timoteus se gemeente is verkeerde leierskap. Nou vir Paulus, om vir Timoteus te verduidelik hoe om geregte leierskap te kies, wil hy hom net gou weer herinner, wat is die doel van die evangelie? So onthou die ware doel van jou bediening, 1 Timoteus 1 vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. So daar is soveel mense daar buite wat ook graag vir die Here iets wil doen, maar die belangrikste is wat jy moet weet, is dit gaan nie oor jou nie. Want sodra dit oor jou gaan, dan gaan jy begin worry oor wat dink die mense van jou. Jy gaan begin staat maak op jou eie vermoë en jou eie talente. Soos byvoorbeeld jy moet 'n indrukwekkende preek oplewer sodat die mense na die tyd kan sê, "Wow, die pastoor het mooi gepraat." Sommige mense verstaan nie eers die boodskap so mooi nie, maar solank dit goed klink, dink hulle het hulle doel bereik. En Paulus spreek dit ook aan in die boek van Timoteus 1 vers 7. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle
wat hulle sê nie eers verstaan nie. Byvoorbeeld, veral in die tyd van Paulus het die leraars die ware doel van die wet nie verstaan nie. Het hulle geweet dat die wet is in plek gesit sodat ons kan agterkom, ons is sondige mense, ons het 'n verlosser nodig. Maar nie, ons kan sien in die briewe wat Paulus geskryf het, dat die Jode het nie heeltemal verstaan waar pas die wet in nie, maar hulle het nog steeds geteach, maar hulle het meer mense die mekaar gemaak. So, as jy voel jy wil graag vir die Here werk en jy wil graag preek nie, wil graag boodskap uitgee, maak seker jy verstaan dit self. As jy nie verstaan nie, bid en vra vir die Here. Ek het nog gesien soos wat ek deur die Bybel werk en ek lees iets raak en ek verstaan nie, dan sit ek 'n question mark in my Bybel en dan met tyd, dan wys die Here dit vir 'n mens uit. Nou Paulus help vir Timoteus om sy blueprint van sy bediening reg te kry, sodat dit 'n bietjie makliker sal verloop. En die eerste ding wat hy vir hom sê is bid genoeg en bid vir alle mense. As ons byvoorbeeld vir ons regering bid, dan sal ons 'n rustige lewe hê, sê Paulus. Maar ons is so vinnig om eerder ons regering te bespreek as om opreg te bid dat hulle godvreesende besluite sal maak. So Paulus wil graag vir Timoteus 'n paar tips gee hoe om bediening 'n bietjie makliker te maak. En in plaas daarvan om ietsie in die kerk aan te spreek, sê hy vir Timoteus, bid vir jou regering. Want sodra ons regering godvreesende besluite maak, dan gaan ons lewe rustiger wees. So ja, daar is probleme in die kerk, maar die heel eerste een wat hy aanspreek is, bid vir jou regering. Dan die volgende ene sê hy, mans, bid sonder toorn en sonder twis. Nou dis snaaks, want ons verstaan wat beteken bid, maar nou sê hy vir die mans, bid sonder toorn. Nou wat beteken dit? Dit beteken mans, vertrou op God. Sit die probleme in God se hande in plaas daarvan om alles self te probeer fix. Want ons as mense is geneig om die probleem net erger te maak. So bid sonder toorn, wat beteken moenie kwaad raak nie, moenie dit in jou eie hande neem nie. Gee dit vir God en wag vir sy regte timing. En dan die volgende ding wat hy aanspreek is die vroue, en hy sê vir die vroue, trek ordentlik aan. Sensitiewe onderwerp, maar dit is wat die Bybel sê, is ons as vroue moet mooi ordentlik aantrek. Die mense moenie na jou kyk en sê, wow, kyk hoe mooi lyk jy nie. Laat hulle eerder sê, wow, kyk wat so mooi werke doen jy vir die Here. So ja, trek mooi aan, maar trek ordentlik aan. Moenie soos aantrek om aandag op jouself te sit as vrou nie. Trek eerder in die gees aan, trek eerder aan soos 'n goeie kind van God, soos 'n goeie vrou van God. En dan praat hy ook weer eens met die vroue, en hy sê, vroue se monde is gewoonlik te vinnig om te praat. Dis nie 'n insult nie, dis die waarheid. Daarom gee Paulus vir Timoteus 'n area wat baie konflik in 'n kerk kan keer, en dit is leer die vroue om stil te wees. En eerder 'n hart te kry om 'n goddelike vrou te wees wat goddelike kinders grootmaak, en 'n goddelike vrou wat haar goddelike droom najaag. So ja, ons vroue is soms geneig om te vinnig te praat en dit maak seer. Dit kan oneenigheid in 'n kerk veroorsaak, dit kan maak dat bediening nie lekker is nie. Daarom sê Paulus vir Timoteus, leer die vroue in jou gemeente om stil te wees. Dit is nie soos bly stil, jy het nie opinie nie. Dis nie wat hy hierso sê nie. Hy sê, vroue, praat 'n bietjie minder, wees eerder 'n goddelike vrou wat jou goddelike droom nastreef. Dan die volgende ene praat hy met Timoteus en hy sê vir hom, pas op wie jy plaas in leiersposisie. Nou hier gee Paulus vir Timoteus die voorwaarde vir iemand wat leiersposisie in 'n kerk mag inneem. Nou as 'n verkeerde persoon in 'n leiersposisie geplaas word, kan dit meer skade maak aan die koninkryk van God as wat 'n mens besef. Daarom moet daar voorwaardes wees. En indien jy in jou hart 'n honger het om vir die Here te werk, maar jy skiet kort by een van die volgende voorwaardes, moet jy nie mismoedig word nie. Moenie offens neem nie, sien dit as 'n uitdaging om geestelik te groei om daarby uit te kom. So hier gaan ons nou na die voorwaardes kyk van as jy vir die Here wil werk, as jy 'n kerkleier wil word, as jy 'n usher wil word, as enigiets wat jy vir die Here in die bediening wil doen. Wat se tipe mens moet jy wees? Jy moet onberispelik wees. In Engels is dit blameless. Onthou, alle mense het foute, maar 'n kerkleier moet sy eie lewe onder beheer hê, dat geen beskuldigings teen hom kan inkom nie. En dan die leier moet 'n man van een vrou wees, en dit beteken hy's committed. Hy moet nugter wees, beteken hy moet goeie besluite maak. Hy moet ingetoe wees, in Engels sê dit 'n sound mind, jy moet self-control hê. Dan moet jy fatsoenlik wees, wat beteken respectable, gasvry, bekwaam om te onderrig, so dit gaan oor die boodskap, nie oor die boodskapper nie. Hy moet nie 'n drinker wees nie, nie 'n vegter nie, nie 'n vuil gewinsoeker nie.
moet vriendelik wees, geen strydlustig nie, geen geldgierigheid, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met waardigheid en onderdanigheid hou. Hy mag nie 'n nuweling wees nie en hy moet 'n goeie reputasie hê. So hiersoos leer Paulus vir Timoteus, as jy enige kerkleier aanstel, maak seker hulle kom hierdie volgende voorwaardes na. En ek het daarbo genoem dat almal van ons maak nog foute. Ons gaan 10 teen 1 partykeer oor een van hierdie val, maar hanteer dit. Sê jammer as dit nodig is om jammer te sê. Spandeer meer tyd in die woord, sodat jy jou vleeslikheid kan kruisig. Nou, hoekom is die voorwaardes so streng? Wil die Here nie hê almal moet tot bekering kom nie? Waarom maak die Here dit so moeilik vir ons om vir hom te werk? Nou, die wat die geleentheid het om vir die Here te werk, moet besef wat so groot voorreg dit werklik is. Timoteus 3 vers 1 noem dit 'n voortreffelike werk. Dit is nie net gaan staan voor 'n gemeente, praat mooi en almal volg jou op YouTube nie. Dit is 'n swaar sielelas wat op jou skouers moet wees. Jy moet besef as jy nie jou werk doen nie, dan gaan baie mense hel toe. Nou self, as jy net 'n server in die kerk wil wees, selfs al groet jy nie die mense by die deur, selfs al pak jy nie die stoele reg, daar is 'n standaard wanneer jy vir die Here wil werk, en hier is weer so 'n paar standaarde vir 'n dienskneg in die kerk, is moenie uit 2 monde spreek nie, so dit beteken moenie onenigheid veroorsaak waar jy loop nie, jy moenie verslaaf wees aan wyn nie, jy moet geen vuil gewinsoeker wees nie, hê 'n rein gewete, manne van een vrou, hulle moet hulle eie huis kan regeer, en as iemand 'n werksposisie wil inneem by die kerk, sit hulle eers op 'n proeftydperk, want tyd sal wys of die persoon daar is vir die regte redes. En dan praat hy ook met die vroue wat in die kerk wil dien, en hy sê vir hulle geen kwaadsprekers nie, weer eens word die vroue aangespreek oor ons mond, en ons moet nigter wees en ons moet betroubaar wees. So weer eens, dit klink streng, en dan dink jy, sjoe, daar's 'n paar wat ek kort kom, Moenie dit sien as jy word gediskwalifiseer nie. Sien dit as 'n uitdaging om 'n beter mens te wees, sodat jy vir Jesus kan werk. So moenie hierdie as 'n ekskuus gebruik, wel, dan kan ek nie vir die Here werk nie. Dit is soos, nee, werk aan jouself sodat jy vir die Here kan werk. Nou, ek dink ons sit nou met 'n generasie wat nie die heiligheid van die kerk besef nie. Ja, dit is net 'n gebou, en ja, ons as mens is die tempel van God. En dan die kerk, ja, die deure is oop vir almal om tot bekering te kom, maar die kerk is heilig. Sodra jy jou hart vir die Here gegee het, dan moet jy 'n begeerte kry om te wil verander en 'n beter mens te wil word. Nie oor dat die pastoor so sê nie, maar oor dat jy lief is vir God, en jy wil graag hê, hy moet trots wees op jou. Maar kom ons vergeet nooit die belangrikheid van God se huis nie. 1 Timoteus 3 vers 15 verduidelik Paulus dat daar is 'n regte manier om op te tree in die kerk. Vers 15 sê, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God. So onthou, sommige van die wette wat God vir Moses gegee het in die Ou Testament was gegee, want God het in hulle midde gewoon, en hy het voorwaardes, dieselfde met ons ook. Besef die kerk is waar jy God ontmoet, hanteer dit heilig, daar gaan voorwaardes wees, moet dit nie sien as net 'n gebou waar ek kan kuier saam met my chommies nie. Ek dink ons moet net bietjie wakker skrik en besef, dit is waar God jou gaan ontmoet. Kom ons vergeet van bekleierery, kom ons vergeet van daai vrou sit op my stoel, kom ons vergeet van, kyk hoe lelik lyk daai vrou, kyk, ek het eendag 'n storie gehoor, een van my tannies het gesê, sy het in die kerk gestaan, en hulle was besig met praise and worship, en hulle hande was in die lug, en die vrou voor haar staan met hande vol bloedrooi Q-Tex, en sy was toe so distracted met die vrou se rooi Q-Tex, en sy begin haar toe judge, en dink, dis lelik, dis nie mooi nie, toe besef sy by haarself, so die Heilige Gees het dalk met haar gepraat en volgesê, daai vrou met haar rooi vingers is besig om hom te aanbid, wat doen jy? So ek dink ons moet net bietjie onthou, waarom gaan ons kerk toe? Wat gebeur by die kerk? Dit is waar jy God ontmoet. So kom ons hanteer die kerkgebou selfs, vanaf uit 'n heilige punt. Ons hanteer dit heilig. Nou, sodra Timoteus die blueprint reg gekry het van hoe om 'n gemeente te hardloop, dan is dit tyd om aan homself te begin werk. So baie belangrik, spandeer tyd in die woord van God. 1 Timoteus 4 vers 6 sê, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer. So Paulus het nou klaar vir hom voorstel gegee van
wat sy leierskap in plek moet sit, en nou is dit tyd om Timoteus self aan te spreek oor sy eie persoonlike lewe. En die eerste ding wat hy vir hom sê is, lees jou Bybel. So as jy vir die Here wil werk, nommer 1, spandeer tyd in die woord van God. Dan die volgende ene is, bly weg van onnodige stryery. 1 Timoteus 4 vers 7, verwerp onheilige en oudwyfse fawels. En dan sê Paulus ook vir hom, werk aan jou selfbeeld. As jy doen wat reg is, sal mense jou volg. 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. So Paulus sê vir Timoteus, lewe net die woord van God en die mense sal jou volg. So moenie in jouself twyfel nie, doen net wat die Bybel sê en die mense sal jou volg. En dan gebruik die gawe wat die Here vir jou gegee het. Nou hoeveel van ons het 'n gawe wat die Here vir ons gegee het, maar vrees hou ons terug om dit te beoefen. Kom ons onthou gou van die gawes. As die Here miskien vir jou 'n gawe gegee het van geloof, beoefen dit. As die Here vir jou 'n gawe gegee het van genesing, gaan uit en bid vir mense. Ons is so geneig om vrees as 'n ekskuus te gebruik om dit nie te doen nie. Gaan uit en probeer. As jy byvoorbeeld bang is dat as jy vir die mense bid en dit gebeur nie, gaan hospitaal toe en bid vir vreemde mense. Maar begin dit so lank beoefen, en hierso sê Paulus ook vir Timoteus, gebruik die gawe wat die Here vir jou gegee het, en dan sê hy ook vir hom, Timoteus, tree onpartydig op, moenie kant kies as gevolg van vooropgestelde idees nie. Julle gaan sien, as jy byvoorbeeld nou vir die Here wil werk, dan gaan daar baie keer konflik wees tussen die mense in jou gemeente, en die pastoor moet dit onpartydig hanteer. Al is dit nou sy beste vriend wat deel is van hierdie fight, en iemand wat vir jou baie moeilikheid veroorsaak, dan mag jy nie die een beter as die ander hanteer nie. Jy moet eers na albei se kante luister en dan die woord van God gebruik om die konflik te hanteer. So 'n pastoor moet onpartydig wees, dit staan in die woord van God. En dan sodra die struktuur van die gemeente in plek is, jy werk aan jouself, dan moet jy onthou die ware rede hoekom ons vir die Here werk, en dit is vir die mense. God se fokus is mense, daarom moet ons fokus ook mense wees. Maar die duiwel hou daarvan om dale en mure tussen mense in te bring. Idees vir mense te gee, dat ons het nie mekaar nodig nie. Maar dit is nie God se hart nie. Daarom leer Paulus vir Timoteus dat hy moet mense respekteer en hy moet die waarde van mense raak sien. Die wêreld sal ons as Christene herken deur die liefde wat ons teenoor mekaar bewys. Maar daar het 'n valsheid ingekruip onder die kerk, dat die kerk moet almal help wat hulp kort, wat absoluut nie Bybels is nie. Die kerk mag nee sê. Hoofstuk 5 in die boek van 1 Timoteus beklemtoon Paulus baie duidelik. Jy moet eers jouself, nou hierso praat hy nie met Timoteus nie, hy praat met die gemeente. Hy sê jy moet eers jouself en jou huis help, voordat jy gaan hulp soek by die kerk of by instansies. 1 Timoteus 5 vers 8. Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. So daardie vers sê, jou eie mense moet jy voorsorg. Maar kom ons sê, weens omstandighede is dit nie moontlik nie. Dan is daar verdere voorwaardes. So kom ons sê, jou hele familie sukkel. Julle het hulp nodig by die kerk. Dan weer eens, dan daar's regtig valsleringe daar buite wat dink die kerk moet almal help. En hierso sê Paulus vir Timoteus, nee, daar's voorwaardes. En hierso sê ek, reg deur die Bybel lees ons Bybelversies oor die opdrag in die kerk is, kyk na jou weduwees en jou wees. Nou daar is 'n paar voorwaardes voordat die kerk verantwoordelikheid vir jou versorging moet neem, soos as ons kyk byvoorbeeld na weduwees. Die persoon moet ouer wees as 60, dit moet 'n vrou gewees het van een man, daai vrou moet getuienis van goeie werk hê, sy moet 'n gasvrye vrou wees, en sy moes die verdruktes gehelp het. So wat ek hierso probeer sê is dat daar is ongelooflik baie mense daar buite wat hulp nodig het. En dan die meeste mense dink dis die kerk verantwoordelikheid om na hulle te kyk. En dit is so, maar daar is voorwaardes. Jy kan nie iemand wees wat selfsugtig heeldag by die huis sit en niks vir jou gemeente doen. En dan as die kerk sê, sorry, ons kan jou nie help nie, dan dink jy weet, wat is die kerk se doel dan? Dus daar is voorwaardes vir 'n kerk om mense te wil help. Nou wat mense soms vergeet is, wat is die hoofdoel van die kerk? Dit is om mense by Jesus uit te kry. Ja, goeie werke sal volg as jy 'n kind van God is. So die kerk se hart is om die gemeente te help, maar met voorwaardes. Want die kerk moenie te veel besig gehou word met ondankbare mense nie, en die hoofmissie van siele wen gaan dan verlore. 1 Timoteus 5
vers 16 sê, laat die gemeente nie beswaar word nie. So moenie onnodige las op die kerk sit nie. Laat die kerk fokus op dit wat waarlik nodig is, en dit is siele. Nou daar is 'n spreekwoord wat sê, daar is geen perfekte kerk daar buite nie, want jy is daar. Waar mense is daar drama, maar as jy die Bybel gebruik as jou standaard, dan is dit moontlik om elke kopstamp uit te sorteer. Paulus leer nog vir Timoteus dat die bediening gaan oor mense. Jy moet lief wees vir mense, maar jy gaan ook seer kry deur mense. Daarom is dit nodig om soms kwaai te wees. En hierso sê ek, beskuldigings mag slegs krag dra as daar getuies is. So ek het nou net gesê, daar gaan, as jy met mense werk, gaan daar so nou en dan mense wees wat koppe stamp. Maar hoe hanteer die pastoor dit, is, daar moet getuies wees, 2 of meer getuies. En dan 5 vers 20 sê, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Nou hierdie ene klink 'n bietjie hard. Die mense daar buite dink altyd 'n kerk moet sag wees. Nee, dit moet die waarheid wees. So ja, soms gaan jy 'n bietjie raas kry by jou pastoor, en dit is nie oor dat hy vir jou wil vingerwys hoe sleg jy is nie. Dit is 'n opdrag uit die Bybel uit. Nou onthou, Paulus is besig om vir Timoteus te leer hoe om 'n goeie werker vir God te wees. Tree so op, sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. Jy moet so optree sodat die evangelie nie seer kry nie. En ongelukkig, een van die grootste probleme onder die kerke is die wat geld najaag. Dit maak dat die mense voel, alle kerke soek net geld. Wanneer jy vir die Here werk, moet God saligheid vir jou genoeg motivering wees. 1 Timoteus 6 vers 8 sê, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Nog al die jare, selfs in die tyd van Paulus, was daar kerkleiers wat hulle posisie inneem vir verkeerde redes. Paulus noem byvoorbeeld geld. Geld is 'n struikelblok vir baie, maar mens moet besef, geld is nie die probleem nie, die liefde vir geld is die probleem. Om die kerk se deure oop te hou, kort die kerk finansies. Ons kort geld om die evangelie uit te neem vir die nasies. Maar geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Engels sê, the love of money is the root of all evil. En die res van die versie sê, omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. So maak seker jy bly gefokus op die ware rede van die evangelie. Voordat jy ryk is in geld, wees eerder ryk in goeie werke, vrygewigheid, mededeelsaamheid, en dit staan in 1 Timoteus 6 vers 18. So nou gaan ons oorgaan na 2 Timoteus toe. Onthou, Paulus is 'n gevangene van Rome, en hy wag vir sy saak om na vore te kom. Intussen doen hy alles in sy vermoë om die evangelie uit te kry. Wanneer jy in 'n leiersposisie is by 'n kerk, moet jy besef dat jy gaan nie vir altyd lewe nie. Jy gaan moet die disippels oplei om na jou die evangelie nog steeds uit te kry. En dit is waar ons nou in die verhaal van Paulus is. Paulus moet nou voor keiser Nero gebring word, en Nero is heidaglik nie 'n baie goeie by nie. 71% van Rome het sopas afgebrand, en as gevolg van Nero se slegte leierskap het dit afgebrand, en die Christen is besig om 'n irritasie te word vir die Romeine. Paulus besef hy gaan heel moontlik doodgevonnis word, en Paulus moet seker maak die evangeliese boodskap gaan nog steeds uit wanneer hy nie meer daar is nie. En die laaste brief wat Paulus skryf is 2 Timoteus. Paulus se geliefde kind in die geloof. So die aflosstokkie moet nou oorgegee word. Nou ons het sopas gesien dat Timoteus het 'n hele klompie probleme gehad met sy bediening, 'n gestryery, verkeerde leierskap, en Paulus wil net alles vir 'n laaste keer vir Timoteus saambring. Maar voordat hy Timoteus se foute uitwys, gee hy eers vir hom bemoediging. Hy sê hy is lief vir hom in 2 Timoteus 1 vers 2, en Paulus bid onophoudelik vir hom. Hier kan ons ook 'n les leer wanneer jy in 'n leiersposisie staan. Wanneer dit nodig is om iemand te lei en te reg te wys, beklemtoon eers al die goeie punte, sodat die persoon weet jy doen die vermaaning uit liefde uit. Onthou in die eerste brief het Paulus vir Timoteus gesê hy moet sy gawes wat God vir hom gegee het gebruik, en dit is nog steeds 'n probleem. 1 Timoteus 1 vers 6 sê hy weer vir hom, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan jou te wakker wat in jou is. In die tweede brief aan Timoteus kan 'n mens aflei, Timoteus het gesukkel met sy posisie as leier as gevolg van vrees en 'n selfbeeldprobleem. Nou dis niks vreemds nie, baie van ons is nie in ons goddelike roeping nie as gevolg van vrees en twyfel. So kom ons maak ons ore oop vir wat God vir ons wil sê. 2 Timoteus 1 vers 7 sê hy vir Timoteus, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So gaan uit in krag en in liefde en jaag die genadegawe van God binne in jou.
Nou net soos ons in die vorige brief gesien het, wanneer die Here jou roep om vir hom iets te doen, is bid 'n big deal. Dit is 'n heilige of as jy vir die Here werk, is dit 'n heilige roeping. Ja, dit gaan soms moeilik wees. Jy gaan baie keer in jouself twyfel, jy gaan baie teëspoed ontvang van die mense wie jy probeer help, maar moet nooit vergeet vir wie jy dit doen nie. Onthou, wat was Jesus se laaste woorde in Matteus 28 vers 19? Gaan uit en maak disippels. Oral in die Bybel lees ons dat hierdie journey gaan nie maklik wees nie. Dit word vergelyk met 'n oorlog, dit word vergelyk met 'n wedloop, dit word vergelyk met 'n boer. Almal van hierdie is harde werk en is moeilik. 2 Timoteus 2 vers 10 sê, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes. Ons as mense is altyd so maklik gefokus op die swaar kry. Raak 'n bietjie rustig en onthou net hoe wonderlik die lewe hierna gaan wees. Hierdie aardse lewe is so ongelooflik kort in vergelyking met die ewigheid. Verander jou fokus, dan is die swaar kry so bietjie meer verdraaglik. Nou intussen terwyl ons uitgaan en disippels maak seker jy sny die waarheid reg. Dit staan in 2 Timoteus 2 vers 15. Nou wat beteken dit? So maak seker jy leer die mense reg en hou op stry oor dinge wat geen geestelike groei teweegbring nie. Paulus noem dit 'n kanker. Maak seker jy fokus op heiligmaking. 2 vers 21 sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So kom ons maak seker ons is bruikbaar vir die Here. Soos wat ons in die vorige brief gesien het, om vir die Here te werk het voorwaardes. Voorwaardes oor hoe die leierskap moet wees. Voorwaardes oor hoe jy jouself moet optree en voorwaardes wie gehelp mag word en wie nie. En as gevolg van al hierdie voorwaardes is dit soms nodig om kwaai te wees met die gemeente, maar kwaai uit liefde uit. 2 Timoteus 2 vers 25 sê, jy moet die wat die pad byste raak, moet jy in sagmoedigheid teregwys. So as 'n opregte kerkleier jou teregwys op dinge wat in jou lewe nie 100% volgens die woord van God is nie, moenie kwaad raak nie, moenie offense vat nie. Opregte teregwysing is 'n opdrag van God. Maar ongelukkig gaan daar altyd mense wees wat dinge doen vir verkeerde redes. Mense wat hulle self te veel liefhet, mense wat geld liefhet, en as gevolg van verkeerde intensies gaan dit oorloop in 'n kragtelose evangelie. En is eintlik baie hartseer, want as mense seer kry onder sulke Christene, dan voel hulle die Jesus ding werk nie. Maar Paulus sê hierdie mense is 'n dwaasheid en dit sal met tyd sal dit tot die lig kom. Nou nadat Paulus al hierdie voorwaardes en waarskuwings gegee het oor valse leringe en die gevare daarvan, sluit Paulus af en hy sê vir Timoteus, gaan uit en preek. Hy sê nou net vir hom hoe gevaarlik is dit om te preek en die voorwaardes en wat is die laaste ding wat hy vir hom sê is gaan uit en preek. 4 vers 2 sê verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Wat beteken of jy nou lus het of nie. Wat daarmee bedoel word, onthou ons liggaam is vlees en dit gaan altyd die vleeslike begeerlikhede soek. As jy byvoorbeeld besluit jy gaan elke dag vroeg opstaan en die Bybel lees, gaan jou liggaam jou probeer convince om eerder 'n bietjie later te lê of vir nog so klein rukkie te snoes. Maar dan moet jy commit, tydig en ontydig. Onthou liefde is 'n commitment, dit is nie hoe jy voel nie. 'n Mens voel nie altyd happy met jou man nie, maar jy bly by hom want jy het commit om by hom te bly. So commit om vir die Here iets te doen, wanneer jy lus is en wanneer jy nie lus het nie. Nou op die einde was Paulus se kop afgekap deur Nero, maar Paulus se hele lewe getuig van sy roeping. Kry die boodskap uit na almal toe. 2 Timoteus 4 vers 17 sê, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. Ons kan dankbaar wees ten opsigte van Paulus wat soveel teëspoed ondergaan het, net sodat ons die verlossingsboodskap kon ontvang. En die hartseerste is, hoeveel van ons vat dit glad nie ernstig op nie. Dis maar net deel van ons opbrengs. Ons is in 'n Christelike huis gebore en dit maak my 'n Christen. Nee, jy het toegang tot God wat die hemel en die aarde gemaak het. Dit is die voordeel om 'n kind van God te wees en Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Nou ons het nou net gesien hoe is Paulus doodgemaak, sy kop was afgekap. Nou hoe is die ander 12 disippels ook doodgemaak? Hoe is hulle doodgemaak? Ek gaan nou met dit afsluit. Ek het prentjies ingesit van die karakters van The Chosen, want obviously het ek nie prentjies van hoe die disippels gelyk het nie, maar kom ons kyk hoe is die 12 doodgemaak. Simon Petrus, hy was onderste bo gekruisig ook deur Nero. Nero het nou vir Paulus sy kop ook afgekap. So Simon Petrus was onderste bo gekruisig. Andrew, hy was, gou teruggaan, hy was ook gekruisig gewees. Dan James, sy kop was afgekap in Palestyn.
of in Palestina. Johannes, he died in exile on the island of Patmos. En dan Matthias, he was impaled with spears in Ethiopië. Little James, hy was van muur afgegooi en toe was hy doodgeslat, clubbed to death. En dan Simon de Zealot, hy was ook gekruisig in Persia. Thomas, hy was doodgesteek in Indië. En Philip, he was hung by iron hooks upside down. En dan Bartholomeus, hy was lewendig, sy vel was afgesny gewees, flay to death by whip in Asia Minor. En dan hierso is 'n standbeeld van Bartholomeus, daai lappe wat lyk asof dit oor hom gedryp is eintlik sy vel. So sy vel was van hom afgeslag gewees. En dan Judas, he was thrown off the wall, then clubbed to death. En dan Judas Iscariot, hy het mos homself gehang en hy was vervang deur Matthias, en Matthias was dan ook stoned and beheaded. So al 12 die disciples het vir die evangelie doodgegaan as martelaars. Dan sluit ek af deur te sê, there is only one reason these Jews were willing to suffer such terrible persecution for Jesus' name, because they had seen the Messiah crucified and then raised from the dead, and the truth was worth dying for.